Ek gee ook Here dat ons hoor almal weer by mekaar kan wees, Here. Dankie Here vir die woord wat jy gee vandag, Here. Dat elkeen se hart op sal wees, Here. Dat elkeen se gedagte gevange gewees met U, Here. Here, sodat U kan werk in elkeen se hart, Here. So vra ek Here dat U saam met die kerk sal val in ons lewens, ons vryheid in Jesus naam. Amen. Hallo. Nou vanoggend, voor ons gaan begin, wil ek hê dat jy myself moet afsny van die wêreldse dinge en net begin konsentreer op dit wat hier gaan gebeur vandag. Hou op, die Here het my gewys, hou op. Ek dink, jou denke op goed te plaas, wat nie van aard is nie. Begin te fokus op hom. Hou op om te worry. En die vrou sonbrille wat langs aan jou staan maak op. En jaloers wees op my sonbrille. Hou op. Omdat die vrou 'n beter broek as jy aan het of 'n beter rok as jy aan het. Hou op daarmee. Weet jy wat, ons fokus moet begin geplaas word op God. Die tyd is min, luister. Elke woord wat uitgaan deesdae, elke prediker se woord wat uitgaan, is die tyd is min. Weekspelery is verby. Volgende moet ons begin dink aan ons geestelike lewe, of ons dit gaan maak of ons dit nie gaan maak. So ek wil hê volgende, as ons nou hierdie paar liedjies gaan sing, begin jou af te sny. Begin die band met jou in die wêreldse dinge te breek. Halleluja. Dankie Here. En vanoggend wil ek hê dat jy omgee oor ander. Moenie omgee oor ander as jy doen later. Wees gefokus op jouself. Wees gefokus op jou as persoon. Hierdie week het ek gekry hier het my woord van waarmee is jy besig? En is so 'n bietjie harde woord vanoggend hulle. Waarmee is jy besig? Ek en jy is te geneig om op ander mense se goed te konsentreer. Daar's mense, luister gou wat ek sê. Daar's mense wat niks het om met hulle self te doen nie. Hulle kan nie die woord van die Here ingaan nie. Hy sê die hele dag op sy woord en kyk na iemand anders as 'n status. Hoor dit is so. Kyk na daai ou. Hey, as ek kan sien, sien het 'n bier gedrink, hoor nie, dan moet die hele wêreld weet sien het 'n bier gedrink. Halleluja, is dit wat die Here van my en jou wil hê? Is dit wat die Here van my en jou wil hê? Is die woord van vandag. Prys die Here. Want die Here het my net weer eens gewys. Ek gaan dit nou weer lees. Volgende toe ek die woord ek kan sien ek het die Bybel oopgemaak. Die wys die Here vir my hierdie woord, die eerste bladsy wat ek kom staan. Ek het nie 'n woord gaan soek nie. Ek het die bladsy opgeslaan en daar staan dit. Luister gou eens. Galasiërs 5 vers 19. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Nou wil ek uitbrei vanoggend na elke liewe detail toe. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyandigheid, risie, jaloesie, woede. Daar's die een. Woede. Jy is soveel woede in jouself, maar jy bly maar aanhou as hy klein dingetjie verkeerd. Jy is mos heilig. Jy is heilig.
Maar jy vergeet van jou woede. Jou woede wat besig is om jou onder te kry. Selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns. Jo, hoeveel van ons mense sit nie met afguns? Laat hy nou net. Hoeveel keer het jy al gehoor, Marika? Ek het het al gehoor, het al 'n keer. Shit, waag het net om te stop hier met die nuwe kar. Ek het het al gehoor, luister wat ek sê volgende. Ek het het al gehoor, dat ek het nie kan gewoon. Jy gecheck, die pastoors gebruik die kerk se geld. Hy het vir hom 'n nuwe kar gekoop. Hoor die surprise vir jou. Daar kom niks geld in die kerk nie, want ek glo nie daar. Halleluja. Dit wat ek besit, werk ek voor. Gaan staan nie met die rouwbord nie. Ek werk voor het. Want die woord van God sê, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. So baie afguns in hierdie wêreld. Die een gun, 'n ander een niks. Laat ek net in die werkpad drink, Kali. Het jy gecheck aan nou? Daarom gee die woord van die Here, hè? Maak dit om. Hy het tattoos op sy arms. Hoeveel keer hoor ons dit? Hoeveel keer hoor ons? Kyk, hy is gesliep van sy kop tot sy tone. Maar ek gee die woord van die Here. Hy mag nie. Wie is jy? Wie is jy om dit te sê? Ek voel net ek wil vir iets deel volgens. Ek het altyd hierdie ding gehad. Veral toe ek nou die drank los. Het ek altyd gesê, hoorie, die reek waag my. As hy ook van hier af tot daar by die hoek staan en ek gedrink, dan waag hy reek my. En ek altyd gesê, ek so gauw moet sê, ou moet nie na by my kom staan as ek gedrink het. Want ek kyk nie daar reek. Maar wat het ek gedoen? Het ek ook gehoor, het ek nie. Het ek ook nie gehoor, Ek vraag het. Nou kom ek vertel julle vir goeies. Op hy tye wat ons so net ons lewe en hart vir die Here gegee het. En die Here besig was met my toetse. Jy weet ek het eksamen geskryf elke dag. Dis hoe die Here werk. Kyk of hy jou kan vertrou om dit te doen wat hy van jou verwag. Dan moet ek vertrou tussen jou en die Here. So ry ek en iemand bel my. Hulle sê my, hoor, die babietjie kort en lewer oorplant my. Maar dit is een joke. Soos ek mos 'n ryk man, ek het baie geld, ek gaan nie meer die verdrukkingstydperk wat die Here my gee. Nou om Jappie, daar is nie eens 'n R50 spare. So dan weet jy wat? Jy moet sorg dat jy daar uitkom vandag. Jy moet sorg dat jy daar uitkom vandag om vir hy baba te gaan bid. Want die Here soek my daar. En het heeltyd op my, ek sê my vrou, hoor, jy moet nie. Jy moet nie net van so R100 hê. Bereidheid. Bereidheid. Kom ek sê ek op die bereidheid. Die Here kyk na dit ook. So gaan ons leen die R100, daar gaan ons. Gaan nou vir die babietjie bid. GPS. Hy sê Westbury, hy sê Coronation to Westbury, van alle plekke, Westbury. So kom ons voor die tavern. En jy weet, jy ry nog daai bakkies
most wanted is, en sê, my want dan bakkie was hy die most wanted. Soos ek ry, en ek kom voor die taverns, waar hulle beklei, en die met messe loop, en al die people van dinge, you have reached your destination. Oké, dan kom ek nog, maar hoe nou? Here, waar, hoe nou? You have reached your destination hier. Dis die laaste plek wat ek wil wees. So hoe nou? Hier is die hospitaal, nie? So sê ek my vrou, ons moet wake up wees, so. So sê ek van die eerste ou vrou wat voorbykom. Ek gaan daai ou vrou, hy lyk nigter. Daai ou wat daar loop, ek gaan hom vrou. Maar so hou ek die hand op die sleutel hoor. Dat 'n lief kan kom en die sleutel gryp die bakkie om my hijack. Hier kom 'n ou na my toe aangeloop. Hy het tattoos in die nek op die kop. Met 'n bier in die hand. Hy vra my kan ek help. Maar ek reik nie drank. Hy reik, want hy sê by die reik. Hier is al verbaas wees wat die huis aanleek. Hy vra my waarna toe is jou pad. Ek sê kom hospitaal toe. Ek moet vir 'n baba gaan bid. Hy sê vir my, daar waar die hospitaal is daar, hy wys my so, gaan net hier af. Sit daar op die punt. Maar nou waar jy gaan, waar jy vir hy baba gaan by hy baba slag genees. Kom met sy mond uit. Hy sê nie so wat langs jou staan, kan ek voel jy's 'n man van God. Dit lyk of hy ons 'n tattoo voor sy arm sy bekom. En ek kry wondervleis, ek sê my vrou, hierdie man is 'n man van die Here. Die daai ou sit rond sy nou. Hy sê die volgende woorde vir my. Toe slaan ek my dans terug. Hy sê dankie dat jy jou kinders by die huis gelos het om vir hierdie baba te kom by die geweet die kinders. Toe. En dit vat my net af. Daai babatjie, 'n week daarna, daai babatjie het lewer gekry. Daai babatjie is geopereer, 100% gesond vandag. Maar weet jy wat, ek en jy is te vinnig om ons hande uit te spoel oor iets. Te vinnig is ek en jy besig om ander mense af te breek, om hulle sleg te sê. Ons almal het 'n les uit hierdie woord uit vanoggend. Ons almal het 'n les om uit hierdie woord uit. Ek en jy weet nie wanneer is daai ons omdraai kans. Soos met hom Brandon, ek wil julle gou ietsie vertel wat die Here vir my gewys het. Hy het nog 'n plan gehad vir iets vanmôre. In sy kop het hy nog 'n plan gehad. Hy wil nog iets doen môre. En daar aan is alles verby. En daar aan is alles verby. Prys die Here, hy het die Bybel gelees voor hy gegaan het. Halleluja. Amen. Maar baie van my en jou kry nie kans om nog 'n Bybel te lees of om jou saak reg te maak. Wat gebeur om ons vandag? Wat gebeur nou in die wêreld? Daar word profesies uitgegee dat die Here se koms om die hoek is. Elke dag kry ons 'n waarskuwing. Elke liewe dag kry ek en jy waarskuwinge van oral af. Maar Jakob sal eerder worry oor wat hy doen. Ons sal eerder worry om iets vir hy te sê. Kom ek sê dat iets. Iemand kom na
geloop. En weet jy wat? Ek wil vir daai persoon sê die Here werk meer enigiemand. Laat julle dit nou gehoor volgende. Sit te sê jy moet heilig wees soos al die ander mense nie. Of hulle dink hulle is heilig, maar hulle is. Elke een het foute. Maar weet jy wat, as die Here deur jou wil werk, kan hy deur enigiemand werk. Deur enige liewe, hoor jy, dit maak nie saak wie jy nie ken. Hy werk deur wie hy wil. En jy gaan dit nie kan stop. Hou op om jou mond net te spoel oor ander mense. Die waarskuwing wat hy vrou gekry vanoggend, wat hy vir my kom gee, waarsku my kinders, die anti-Christus op pad. Dis die eerste keer wat hy persoon in die kerk vir my soiets sê. Hoor wat ek sê? Daar in die boot, daar sê nie genoeg alles wat enigiemand sê nie. Die Here sal wel, die Here ek weet. Dit sê in die woord, hy sal kom soos die diep van die nag. Om ons te kom aan. Daar in die boot, 'n woord gegee van die Here se pad in September. Niemand gaan dit weet nie. Net die seun sal dit weet. Net die seun alleen sal dit weet. En dis net God en sy seun wat sonder sonde is. Wat heilig is. Geen ander persoon is heilig. Maak nie saak wat jy vir my sê vanoggend. Jy kan hom oordeel omdat hy dit gebruik. Jy kan hom oordeel. Maar kom ek vertel jou een ding vanoggend. Oordeel is fyn. Wat sê die woord van die Here? Die oordeel kom jou nie toe. Die oordeel is sy missie. Die wraak, die haat, wat jy vir iemand anders sê, kom jou nie toe nie. Weet jy hoekom gaan Christendom so onder toe? Want die een dink is beter as die ander. Ek kan bid en daar kan nie bid. Ek kan die woord gee, daar kan nie die woord gee. Dis so, afguns. Afguns. Ons kan nie wag. Ons luister die woord op 'n Sondag hier in die kerk. Ons kan nie wag om sleg te praat na die kerkmense. Het jy gesien hoe stout is daai huise? Het jy gehoor hoe vloek daai vrou is? Hoor gou wat ek sê vanoggend, Rapie. Al die dinge wat jy jou mee besig hou, is die dinge wat jou keer om reg te word met God te kom. Sny jou af vandag. Ek fouteer ook. Elke dag. Ek fouteer elke dag. En ek is nie skaam om te sê, die Here weet. Wat in my lewe aangaan, wat ek vra om elke dag. Dit moet ek nie sukkel help my daarmee. Elke liewe dag. Elke dag bely ek aan die Here dat ek 'n sondaar is. Die ou wat my vanoggend kan kom sê, ek het nie sonde nie. As baie kan dit sê, okay, baie predikers wat sê ek het nie sonde nie. Maar nou luister jy na hom en jou geestes
oor is oop, sal jy hoor, maar die ou, hy lê in agressie man, hy sê, elke liewe dag fouteer ek en jy, maar is daai goed, wat ons gaan weghou van die koninkryk van die Here af, daai goed, elke liewe dag, elke dag, sien ek en jy goed om ons aangaan, maar weet jy wat, ons staan ons blind, dis maar goede wat gebeur, die duivel is lustig, die duivel beheer alles, moet hom nie sy eer gee, die woord van die Here sê, al die goed sal gebeur, sodat die eindtyd kan plaasvind. Halleluja. Dis dit wat gaan gebeur. Ek het gesien Sarah het nuwe gordyne daar by huis opgesit. Ek wonder waar kry hulle die geld? Ek wonder waar kry hulle die geld om elke naweek so te syp, Here? Mense wat ver van die Here af is gekom. Ja, as 'n spreekwoord sê, duiwel sal sy kinders op. Maar weet jy wat moet ek en jy doen? Hou op om te kyk rondom ons en fokus op jouself. Ek en jy gaan eendag alleen voor God staan. Alleen. Jou wederhelfte, jou cherry, jou verloofde, jou chommy, niemand gaan saam met jou staan daai dag wanneer die Here jou hoor. Luister wat ek sê. Sorg jy jou eers sien. Dit is die tyd dat ons op moet worry oor ander mense se goed. En dit moet jou afbreek. Luister vir wat sê die Here. Daar's baie mense, Kali, as ek net iets verkeerd sê, nee, dan kom jy nie volgende week kerk toe nie. As ek net iets verkeerd sê. Kom ek sê vir jou, die Bybel sê, as daar iets is wat jou pla, kap hom af. Kap hom af. Die Here sal dit nie vir iets gesê het. Kap hom af en hoor jy hoef met niemand eerlik te wees. Maar as jy voel daai persoon dryf jou ten gronde, kap het uit. Kap het uit, kap het af. Sny dit af. Ek is nie eerlik met jou nie, my vriend, maar luister hierso. Ek het jou vergewe, ons kan vriende wees, dis dit. Kap het af. Want dis wat jou werk van God af gaan hou. Jy is heeltyd gekonsentreer op die tipe ding, op die ding wat in jou pad staan. Jy konsentreer net op die ding om hierdie ding te herstel. Kom hier by die Here uit, man. Hou op, fokus op gemors. Op, hoe sê pastoor Des, op nitty gritty nonsens. Hou op, besig hou met sulke goed. Die Here het jou nie jaloers gemaak nie. Die Here het jou nie as kinderbek gemaak nie. Die Here het jou nie afgunstig gemaak nie. Die Here het nie gemaak dat jy jaloesie met jy oor hom maak. Hoe het hy ons gemaak? Hy het ons geskaap in die beeld van hom. Luister wat ek sê. Ek het nog nêrens in die Bybel gelees dat die Here geskinder het van 'n ander ou, of jaloers was op 'n ander ou, of 'n ander ou
gehad het oor 'n ander ou. Het julle dit nou raak gelees? Hoe gaan ons die koninkryk van die Here ingaan as ons hierdie laste op ons het? Kan jy? Hoe gaan ons by die Here uitkom? Hoe gaan die Here my seën? As ek seker dinge elke dag. Laat hy my nie verkeerd sê. Papi, daai tripswitches. En hy my nie verkeerd sê, kan. Laat hulle sê wat hulle wil. Laat dit wees soos water wat van die een sy rug afloop. Moenie laat dit jou onderkry nie. Moenie laat dit jou afbreek nie. Daai woord wat ek gegee het om bring is 'n begrafnis. Ek weet wat dit is om niks te hê. Ek weet wat dit is om alles te hê. Kom ons kry daai mindset. Om op 'n bekommerd te wees vir ander mense. En nie dit gefokus te wees op onsself. Want as die Here nou kom en hy klop en dis die tyd. Onthou ons beweeg in 'n tydperk wanneer die ouderdomme maak en die saak kyk. Kyk om jou man. Hang op jou oor. Kyk om jou. Oud, jong, kinders, wat doorgaan. En daar's geen tyd. As jou WhatsAppie wat gaan deurkom en sê, hoorie, maak hom reg, kom. Ons beweeg in 'n tydperk waar die einde baie naby is. Luister wat ek sê, baie naby is. En dis waar die mense wat gesit. Hoe sê hy spreekwoord, of jy is reg, of jy is weg. Of jy is reg, of jy is weg. Daar het 'n tydperk gekom in ons lewens waar ons eerder vir die Here moet sê dankie. Waar ons eerder moet dankbaar wees. Dankie Here dat ek 54 jaar oud al bereik het. Jy het my gevat het toe ek 8 jaar oud was. Maar jy het nie. En ek is dankbaar daaroor. Weet jy wat, ons is te min dankbaar. Gaan kyk na daai huise wat hulle het vir die verlamde mense. Gaan kyk maar. Dan kan jy kyk hoekom jy moet bly wees. Hoekom jy vir die Here moet sê dankie. Daar moet hy mense wat eers hulle arms of hulle bene kan gebruik, maar jy kan dit doen. En weet jy wat jy sekbaar van alles? Ek en jy gooi daai nie vir dankbaarheid vir die Here nie. Dankbaar vir die wêreld wat kyk. Want as ons weer die wêreld se dinge gaan doen, in plaas van om by God uit te kom. Luister wat ek sê. Ons sal ons eerder besig hou met die wêreld se goed en die Here kan toeskuif. Maar as hy kom en hy kom haal ons, dan wil hy heil, maar dit gaan te laat wees. Ek het soveel dinge wat ek vir die Here kan sê dankie vir. Most important in my lewe is dat die Here my gered het. Die meeste ding wat ek die meeste dankbaar is
is dat die Here my gered het. En dat die Here my geestesore toegehou het vir mense. Ek hoor nie wat jy vir my sê. Die Here was op vernederd. Hy was op gespoel en geslaan en alles. Hy het niks ter gesê vir hulle. Al wat hy gesê het, Vader, wees hulle genadig. Of vergewe hulle. So dis die mindset wat ek en jy moet begin ingaan. Hou bly. Om elke dag op te staan en iemand te haat. Of om te gaan wraak neem. As genoeg wraak, die trok te loop oor van wraak. Luister wat ek sê. Die trok te loop oor van wraak. As jy sien hoe aan die wêreld jy my vrou my nie keer gesê, 'n onderwyser wat 'n 4-jarige dogtertjie onderwyseres wat 'n 4-jarige dogtertjie verkrag het en sy is dood. Waar in jou lewe het jy van so iets gehoor? Maar die mense klou vas in die wêreld se goed. Hulle klou vas aan dit wat hulle breek van kleins af. Hulle klou vas aan alles wat hulle nie moet vasklou nie. En in plaas daarvan om na die Here toe te kry. Here wys my en weet. Die tyd wat jy moet bekommerd wees oor hoeveel mense in die kerk is. Moenie laat dit jou bekommer. Wees daar vir die mense wat jy is. En help hulle om by my uit te kom. Hou op worry oor die ou wat daar op die straat is. Hou op worry oor mense wat nie wil na die Here toe draai. Hou jou op besig hou met dit. Konsentreer op die mense wat God wil hê. Iets kan kry. En dit moet nie daaroor gaan nie. Dit moet gaan sodat jy by die Here kan kom. Dis waaroor dit moet gaan. Dat jy nie eendag staan en die Here sê gaan weg van my af, ken jy nie. Dis daaroor dit moet gaan. Ek voel volgende ek het die woord afgeleer. Luister gou, ek wil net 'n bietjie verder nog lees. Hoor gou wat sê die Here. Vanaf vers 22. Maar die vrug van die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So ek wil vandag vir jou vra. Vandag wil ek bid dat die Gees van die Here begin in mense se lewens werk. Want as die Gees van die Here binne jou is, sal jy vriendelik wees, jy gaan sagmoedig wees, jy gaan selfbeheersing hê, jy gaan nie meer met wraak loop nie, jy gaan nie meer met haat loop nie, jy gaan nie meer met jaloesie loop nie, of met afguns loop nie. Maar jy gaan weet om jouself te beheer. Jy gaan nie kwaad word meer vir enige plek in die ding.
Jy gaan net let go en let go. Hoor wat ek sê. As die Gees van die Here begin in jou lewe in is, dan is alles oor. Hoor wat ek sê. Dan sal hy jou waarsku en sê, hoor, maar dit wat jy doen, is nie reg nie. Maar as die Gees nie daar binne is, jy gaan niks onthou nie. Dan is die enigste plek waar daar is geval, raak, haat, jaloesie, afguns. Dis die plek wat jy dan binne het. Maar as die Gees intree in jou lewe, ek vat dit, is 'n guideline. Is iemand wat jou waarsku as jy wat fout maak. Is daar een persoon wat saam met jou kan staan? Deur dit en dit, Kevin. Is daar een persoon wat jou kan help om by die Here uit te kom? Sonder hom gaan jy nie dit maak. So ek wil vanoggend bid vir julle. En ek wil hê elke persoon moet vanoggend saam met my bid. Laat die Gees van die Here terugkom in jou lewe. Hy was dalk op 'n kolda. Hy was dalk op 'n kolda en jy het net geleef en ewe skielik is dit weg. Want jy toegelaat dat die vyand inkom. Jy het weggebly van die kerk af. Jy het weggebly van God af. Jy het biddeloos geraak. Jy lees nie meer Bybel nie. Jy het oopgemaak vir die vyand. Dan wil ek volgende jou 'n vraag vra. Gaan jy oopmaak sodat die Gees van die Here kan terugkom in jou lewe? Luister wat ek sê. Partykeer gaan dinge so, maar minstens is dit besig, die Here besig om jou te bou. Partykeer gaan dinge so ongemaklik en deur mekaar dat jy nie weet wat se kant toe nie. Maar die Here is besig om jou sterk te maak. So jy moet deur hierdie tydperk gaan om terug te kom by God. Ek en jy is geneig om die Here elke dag te leer te stel. Luister wat ek sê. Elke liewe dag stel ons om te leer. Maar weet jy wat is die mooi ding van alles? As ek en jy ons hande uitsteek en ons sê, Here, hier sê ek wil terugkom na U toe. Dis jammer oor wat ek gedoen het. Vergewe my daarvoor. Gaan jy nie so maak nie. Hy gaan daar staan met sy hand oop en vir jou sê, kom my kind, kom terug. Selfs soos die verlore seun, wat na sy pa se huis toe gegaan het. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy gedoen het, al die erfgeld wat hy gebring het, alles wat hy gedoen het, sy pa nog steeds met oop arms vir hom gewag en 'n feesmaal voorberei en vir hom 'n ring gegee, 'n dierring. So dis die Here met my en jou. Hy beloon my en jou. Sê ek net terugkom. So ek wil vanoggend hê, as jy voel vanoggend, jy nodig om van hierdie afguns en goed te ontslae te raak, en jy nodig in die Gees van die Here weer terugkom in die lewe, dan wil ek hê dat jy moet opstaan en hoor vir ons. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Die saak tussen jou en die Here. So ek wil hê jy moet vandag eerlik wees met jouself. Jy kan vir my vandag sê, jy kan met hart sit en sê, nou weet jy wat van ek praat. Ek gaan ontslae raak daarvan. Baie mense gebruik dit om mag te hê. Om help jy. Om hierdie ou nou te wys, hoor jy, ek is 'n macho kali. Hoor jy, ek sê nou vir jou, net. Jy kan daar ook van vertel. Ek sal hom 'n ding wys. Ek sal vir hom wys. Maar wat baat dit jou? Niks. Niks. Ek gejaag na wind soos die woord gelees. Ek gejaag na wind. Jy kan enigiets gebruik. Jaloesie. Party mense kan nie van kinders ontslae raak. As hom mond oop gaan, dan is die slang tong uit. Dan is die slang tong uit.
'n groot hoop, myn hoop. So klein ding. Wat vlam in die hart loop, en dan maak van dit 'n myn hoop. Jy wat almal dophou soos 'n vark, jy moet by die Here uitkom volg. As jy 'n persoon nie so wat die sin volg, jy is so gekonsentreer op ander mense se foute, laat jy vergeet van jou eie. Kevin